'n groot deel van jou lewe het jy in hierdie konsentrasiekamp in die agtergrond daarvan het jy jouself ingegrawe. Ja. My ouma was in die konsentrasiekamp gewees. En sy het ons baie vertel. En toe ek nou hier groot geword het ons maar altyd gegaan na die oorspronklike een. En daar het ek baie hartseer gewees, baie keer as ouma ons vertel. En toe die dam gebou word en hulle wil die konsentrasiekamp Kerkhof skuif, moes hulle skuif, want die water sou oor die oorspronklike graf te staan. Toe word dit hierheen geskuif. Nou my stiefma was verantwoordelik wat die argeoloog vandag doen, om die oorskotte uit te grawe en dan te herbegrawe. Toe baie van hierdie oorskotte, toe hulle nou oopgemaak word die graf, toe sien hulle daar's 3-4 mense in 'n graf, toegedraai in komberse, kalkie komberse. En baie van hulle het ook, as die oorskot met suurstof in aanraking kom, heeltemal verpoeier. En sy was 'n dokter gewees, en sy het vasgestel dat die mense wat se oorskot so verpoeier het, aan skarlakenkoors dood is. En in daai tydjie het hier baie mense doodgaan, in die 9 maande wat die kamp was. 1737, waarvan 1300 kindertjies onder 15 jaar oud was. So ek het 8 familielede in hierdie begraafplaas, waarvan 3 daar begrawe is. Die Simkins en die Breeds. En dieselfde bewoording wat op die oorspronklike grafsteentjies was, is nou hierop. Dit het gesneeu ook daai jaar in die kamp. En as jy nie kombers of iets op om te slaap, dan gaan dit maar baie sleg met jou. Die kamp het verskriklik vinnig gegroei. Toe hy begin het, was daar 180 mense in die kamp. Binne 7 maande was daar 2440 mense in die kamp. En dan nog later 5 maande, toe is daar oor die 5500 mense. Nou kan jy dink, hoe is dit om in so 'n plek te leef? Die redes hoekom hier so baie mense in hierdie kamp dood is, het ek vasgestel, ek dink is omtrent 5 redes. Eerstens is die mense heeltemal verwaarloos. Hulle het in tente geslaap wat 'n hoë kapasiteit van 6 mense kon vat. En baie van die tente was daar 12 mense. En het hulle nie iets gehad om op te slaap en as dit nou so reën en koud is en dan was daar in 'n holte, dan staan die water in daai tentvloere. Nou die een predikant wat sy herinneringe neergeskryf het, Dominee Becker, hy was 'n proponent. Hy het gesê dit was verskriklik om ou mense, ou mans en babetjies op die tentvloere te sien sterf in die modder. Hy het ook gevind dat die kos te min was. Hulle het verskriklik min kos gekry. 228 gram vleis van diere wat reeds gevryk het, want daar was nie meer weiding vir die diere soos die veld afgebrand was nie. Dan 'n bietjie stampmielies, rys of mieliemeel is 'n koppie vol, 228 gram, bietjie koffie, bietjie suiker, bietjie sout en 'n 18de van 'n kondensmelkblikkie. Hierdie het, ek kan amper sê, die ashoop geraak van al die mense wat nie meer in ander kampe kon verblyf kry nie. Hulle is almal hier in Betulie afgelaai. Onder elke een van hierdie sementblokke is 'n wit kussie met 'n oorskot in. Party is daar tot 3 oorskotte in. En hulle is toe nou naamloos daar begrawe.
Nou party van hierdie vroue, of baie van hulle het nie geweet leef hulle mans nog nie, want die mans is as krygsgevangenes Ceylon toe en oral in die wêreld heen gestuur, Bermuda toe. Toe die vrede gesluit is, kon hulle toe nou vry beweeg en hulle kon huise toe gaan. Maar baie van hulle het nie dadelik gegaan nie, want waar is die mans? Van hulle het toe nou gestap en hulle het aan die kant Bloemfontein het hulle plaas gehad. En hulle het aangegaan by mevrou Steyn, ou president Steyn se vrou, en vir haar gaan sê hulle het gelukkig die kamp oorleef. En sy het vir hulle gevra, hoe het julle daai helkamp oorleef? Want dit is soos De Wet die kamp gedoop het, is die helkamp gewees. En hulle sê toe nou, hulle het net vasgehou in die Bybelversie in Matteus 10, waar Jesus sê, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. En ek weet van elke mossie wat val. En ek weet van elke haar van jou kop wat val. Jy is baie meer werd as baie mossies. Nou, die mossies is op die kleinste geldeenheid gesit. 'n Oortjie. Toe sy later op 'n groot halfsent gesit, klein halfsent, groot sent, klein sent. So sedert 1923 het ons die mossies gehad tot so 10 jaar terug.